Goeiedag. Glo jy nog? Ek vra u reguit vraag wat u eerlik in u hart moet antwoord. Glo jy nog? Glo jy nog regtig? 'n Mens se geloof word werklik waar behoorlik gebombardeer deur krisisse. En veral wanneer krisisse nie ophou nie of wanneer geweldige trauma 'n mens tref. En 'n mens so plat geslaan is dat jy kwaadlik opstaan. Glo jy nog? Ek gaan vandag vir u 4 hulpmiddels gee om u geloof te versterk. Nommer 1. Kry jou emosies onder beheer. Nie net beïnvloed emosies 'n mens se verstand, jou denkwêreld nie. Want as 'n mens in negatiewe emosies ingaan, begin 'n mens baie negatief te dink. 'n Mens se emosies kan jou denke korrupteer. En dit kan jou geloof platslaan. Ek lees in Lukas 8 van 'n man wat baie hoopvol was, dat die Here Jesus sy ou dogtertjie wat kritiek siek was, dat hy haar sou kom genees, en hy het gaan soek na Jesus. En toe hy Jesus kry, toe kom iemand aangehardloop met die slegte nuus, moenie langer vir Jesus pla nie, jou dogtertjie is dood. Onmiddellik reageer Jesus met hierdie woorde aan die pa van hierdie kind: moenie vrees nie. Met ander woorde, nou moet jy jou emosies onder beheer kry. Want as jy nou in erge paniek, angs en vrees ingaan, gaan jou geloof tuimel. Kan jy sien wat sy slegte impak het vrees op 'n mens se geloof? As 'n mens in slegte tye jouself oorgee aan negatiewe emosies, gaan jy nie meer geloof oor hê nie. Daarom, punt nommer 1, kry jou emosies onder beheer. Nommer 2, vra vir die Here om jou ongeloof te hulp te kom. Bely jou ongeloof, bid vir geloof. In Markus 9 sien ek weer 'n man met sy kind in 'n probleemsituasie. Hierdie keer is dit seentjie. Die seentjie is maansiek. Hy is duiwelbesete. Die disippels kon nie die duiwels uitgedryf kry nie. Toe wend hierdie pappa hom na Jesus. Jesus begroet hierdie pappa met die woorde: as jy kan glo, enigiets is moontlik. Nou kan u dink, nadat die disippels nie hierdie duiwels kon uitdryf nie, dink jy hierdie pappa se geloof was bevorder? Nee, ek dink sy geloof was benadeel. Dis hoekom Jesus vir hom sê, as jy kan glo, enigiets is moontlik. Onmiddellik roep hierdie man uit: kom my ongeloof te hulp. Kom my ongeloof te hulp. As jy vandag eerlik is, jy sê, ja Here, ek glo nie meer nie. Ek sukkel om te glo, ek glo nie meer nie. God is 'n liefdevolle God, 'n vergewensgesinde God, 'n barmhartige gesinde God. Sê vir hom: Here, ek sukkel om te glo. Dat te veel lelike dinge in my lewe gebeur nou. Ek sukkel. Dan bid jy. En jy sê: Here, kom my ongeloof te hulp. En die Here Jesus het hierdie man se ongeloof te hulp gekom, en hy het daardie duiwels uit die kind uitgedryf, en hy het daardie kind gesond en bevry vir sy pa teruggegee. As jy vandag sê: ek glo nie meer nie, ek sukkel, vra die Here, kom my ongeloof te hulp, en hy sal. Nommer 3, as jy sê:
Jy glo nie meer nie. Vra vriende om vir jou te glo. Wees eerlik met hulle. Sê ouens, julle moet bid vir my. Ouens, ek het 'n krisis. Julle moet by my staan. Sal julle vir my glo? In Lukas 5 lees ek van sulke dierbare vriende. Wie se vriend verlam was. En hulle was so desperaat om hom by Jesus uit te kry, dat Jesus hom genees, dat hulle huis se dak oopgebreek het, en hierdie verlamde vriend voor die voete van Jesus met toue deur die dak laat sak het. En die Bybel sê, toe Jesus hulle geloof sien, nie die verlamde nie, die vriende, toe Jesus die vriende se geloof sien, het hy hierdie verlamde man gesond gemaak. 'n Mens kan kom op 'n plek wat jy net te veel verswak het. Wat jy net voel dit is vir jou moeilik om te glo. Jy sink weg in 'n see van ongeloof. Jy kan daar kom. Gaan dan na jou vriende toe en vra hulle om jou by te staan en vir jou te glo. En die Here sal op grond van hulle geloof jou tegemoet kom. Die vierde ding is, as jy sê, ek glo nie meer nie, ek sukkel nog om te glo, wil ek vir jou sê, hou op om jou blind te staar teen die beperkinge in jou lewe. Hou op kyk, hou op fokus op die beperkinge wat daar is. Romeine 4 vers 18 en 19 gee ek in hierdie verband. Dit gaan oor Abraham wat nooit kinders kon hê nie. Vers 18. Hy het teen hoop op hoop geglo, dat hy vader sou word van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. En sonder om te verswak in die geloof, het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, hoor nou, nie gelet op sy eie liggaam, wat alreeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. Sien jy wat hier staan? Hy het nie gelet op sy beperkinge nie. Die Bybel sê, sonder om te verswak in die geloof, al was hy omtrent 100 jaar, het hy nie gelet op sy beperkinge nie. Jy sien, wanneer jy fokus op jou beperkinge, op jou aardse beperkinge, verswak dit jou geloof, verslaan dit jou geloof. Van vandag af, gaan jy nie meer fokus op jou beperkinge nie. Jy gaan fokus op God. Want vir God is niks onmoontlik nie. Vanaf hierdie oomblikke neem 'n besluit en sê, ek let nie meer op my beperkinge nie. Ek let nie meer op my onvrugbaarheid nie. Ek let nie meer op my verstorwe toestand nie. Van hierdie oomblik af, let ek op God. Vers 21 sê, hy was ten volle oortuig dat God die mag het om te doen wat hy beloof het. Hierdie 4 dinge laat ek vandag by jou, as jy sê, ek glo nie meer nie, of ek sukkel om te glo. Nommer 1, kry jou emosies onder beheer. Nommer 2, bid vir geloof en sê, Here, kom my ongeloof te hulp. Nommer 3, vra jou vriende om vir jou te glo. Nommer 4, hou op om jou blind te staar teen die beperkinge. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons bely vandag enige ongeloof in ons harte. Ons kies om nou weer te glo. Ek bid vir hulle wat in 'n worstelstryd is met hulle geloof. En ek vra, my God, verlos hulle in hierdie oomblik van ongeloof.
U word behaag deur geloof. Geloof sal mooi deure vir hulle oopsluit van vandag af. En ek sê dankie daarvoor in die naam van Jesus Christus. Amen. Gaan nou en glo in Jesus naam. Totsiens.